Hierdie reeks waarmee ons gaan besig wees vir die volgende 5 weke, kan julle maar 'n merk maak in jou Bybel, Matteus 6. En as jy gaan Matteus 6 studeer, lees, deurwerk, hopelik. En dis 'n bekende gedeelte, jy behoort dit te ken. Dit staan bekend as die Onse Vader gebed. Dit is natuurlik nie die Onse Vader gebed nie. Dit is die gebed wat Jesus sy disippels geleer het. Nou, baie van julle het seker al die Onse Vader uit jou kop uitgeleer. Ek dink, veral toe jy 'n kind was, het jy maar gesê, wel ek gaan maar die Onse Vader leer, vir in geval die juffrou vir my sê, ek moet afsluit. Dan ken jy dit dan ten minste. Of ek het al vir julle gesê, hier toe ek daaroor gepraat het, toe ek in die weermag was, het jy dit bo in jou berei ingesit. So as hulle sal sê, by bidberade, sal jy vir ons bid, dan sê jy, is reg, want jy het mos nou daar in jou bid, in jou berei. So dit is 'n gebed wat ek dink julle ken die rympie. Maar miskien moet ons in die volgende 5 weke gaan sien, wat het Jesus bedoel, toe hy sy disippels leer bid het. Nou die agtergrond daarvan was, die disippels was besig gewees om, in Lukas skryf, die disippels het na hom toe gekom, en vir hom gesê, Here, leer ons bid. En as 'n mens dink oor gebed, dan is dit 'n ding wat 'n mens dwars deur die Bybel kry. So as God nie wou gehad het, ons moet bid nie, dan sou hy gesê het, ek wil nie julle moet bid nie. Hy sê een keer vir iemand, ek wil nie jy moet bid nie, want ek gaan nie vir jou luister nie. Maar God is dwars deur die woord, dit is so deurvleg, wat God in gebed in sy woord ingevleg het, want hy wil hê ons moet bid. So ons gaan nou lees by Matteus 6, en kom ons bid. Vader, dankie dat die woord voor ons oop is, dis 'n lewende, heilige woord hierdie, dis die Heilige Gees wat dit geïnspireer het, maar dis die Heilige Gees wat dit ook vir ons gee. En vanoggend wil ons met 'n verwagting u woord lees en oopmaak en vra dat u hart in ons hart sal inspraat en dat ons sommer net weer opgewonde sal wees oor hierdie gedagte van gebed wat ons weet is 'n misterie, want u weet wat in ons hart aangaan, maar u is vol daarvan. En Jesus kom leer ook sy disippels om te bid. En maak ons gedagtes oop, en in 2023 so kan begin, om te sê, ons wil vir die volgende tydperk, net ons fokus sit op gebed. Help ons daarmee. Amen. So ek lees vir julle wat sê Jesus, Matteus het dit geskryf, maar Jesus het dit gesê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, en laat u koninkryk kom, en laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dis die gebed. Nou, as 'n mens so dink oor gebed, dan dink ek nou oor julle, en ek ken julle nou nie so diep in jou binnekamer nie, maar hier's dalk niemand van julle wat hier sit, glo ek, het nog nooit in jou lewe gebid nie, dat jy vanoggend vir die heel eerste keer hoor van hierdie ding van gebed. Ek dink almal van julle het ergens al gebid, en julle wat kyk ergens in die wêreld. Miskien was die laaste keer wat jy gebid het, toe jy gesê het, Here Jesus, ek is 'n kindjie klein, en maak my hartjie rein, dis dalk jou laaste gebed. Of, dalk was jou gebed vanoggend, Here seën die voedsel. Of, miskien was jou laaste gebed ook, dat jy vir die Here gesê het, Here help. Of, waar was u? Of miskien het die laaste keer wat jy gebid het, om te sê, waarom het u dit toegelaat? Maak nie saak waar jy met gebed is nie, maar baie mense sê, gebed is moeilik. En baie mense het al vergeet om te bid. Dis nie vir hulle belangrik nie. Baie mense is bang om te bid. Jy kan by groot manne staan, by die braaivleisvure, en hulle kan wonderlike storieetjies vertel, totdat jy vir daai manne met hulle stuk arms en 4x4's vra, sê asseblief bid, met hulle gewere in die hand. Dan raak hulle bang. Mense is bang om te bid. Hulle sê, ek wil nie bid nie. Mense sê, ek kan nie bid nie. Mense sê ook, maar ek kan glad nie die sin van gebed verstaan nie. Want hoekom moet ek bid, as God al reeds alles weet? Hoekom moet ek dan bid? Of baie van julle sit hier en sê, hoorie, ek is baie gemaklik met gebed. Ek bid elke dag, bid gereeld. Dit is vir my lekker om te bid.
So dit maak eintlik nie regtig saak waar jy is nie. Dis die hele fokus van hierdie jaar om te sê, daar waar jy is, en julle sal die eerste preek in Februarie dit verstaan meer, maar daar waar jy is, daar wil God jou ontmoet, met maak nie saak met gebed, en met enige geestelike dissipline, daar waar jy is, daar wil ek jou vat, net een stapie dieper, net een stapie nader aan my, net een stapie meer te verstaan. So ek vra vir jou, ek het daarvoor gebid ook in die week, dat julle wat sal luister, sal oop wees daarvoor. Want as jy nie oop daarvoor gaan wees om vandag te sê, maar Here, leer my meer oor gebed nie, dan dink ek gaan dit 'n lang oggend vir jou raak. Jy gaan nie so sit en sê, ek kan jou nie nou klaarmaak nie, want ek verstaan niks waarvan hy nou praat nie. Ek wil ook in elk geval nie dit hoor nie. So ek het nou gesê, as Jesus nie wou gehad het ons moet bid nie, dan sou hy vir ons gesê het, hoor jy, bid, los dit uit, jy hoef dit te doen nie. So as Jesus kom en hy sê, en dit is eintlik die maklikste manier van gebed, as hy sê, as jy bid, dan begin jy so, ons Vader wat in die hemel is. Nou julle het nou opgelet terwyl ek gelees het. Nou as Jesus nou die voorreg kry, as Jesus die geleentheid kry, om vir sy disippels te leer oor gebed. Hulle vra vir hom, Here, leer ons bid. Nou kry hy die geleentheid om hulle te leer bid, dan sê hy 'n klomp goed. En dit gaan ons nou oor kyk. Ons gaan die hele 5 weke daaroor kyk. Maar daar's 'n klomp goed wat hy nie sê nie. En dit is so belangrik dat ons hoor wat het hy nie gesê oor gebed nie. Want dit is by baie mense 'n issue. Die eerste ding wat hy gesê het, hy het niks gesê van die posisie van gebed nie. Nou ek weet nie, die ouer manne sal nou verstaan, ek wil gou kyk wat hy sê, ek gaan hulle ouderdom ons hoor gehou. Ek het groot geword in die kerk, dat as jy die dominee bid, wat het die manne gedoen? Ons het opgestaan. Wie het nog opgestaan? Almal van julle. Ja. Ons het opgestaan as die dominee bid. Nou weet ek nie, hoekom die vrouens kon gesit het nie. Moes hulle, hoor hulle op 'n ander manier, miskien sit ons op ons ore, ons dink so, my vrou sê, ek sit op jou ore, maar jy moet opstaan, maar ons ore sit op 'n ander plek, maar ek weet nie, maar ons het opgestaan, want dit gesê, jy moet respek hê vir God, maar die vrouens het nie respek gehad vir God nie, hulle het gesit. Hoekom was dit so? So die posisie maak nie saak nie, jy kan staan as jy bid, jy kan lê as jy bid, jy kan op jou knieë staan as jy bid, jy kan met jou hande so staan as jy bid, jy kan die hande in die lug sit as jy bid. Nêrens in die Bybel is daar 'n voorskrif wat sê, maar as jy wil bid en jy wil 'n indruk maak op God, dan moet jy op hierdie manier bid nie. En Jesus sê dit ook nie. Hy het nêrens toe die geleentheid gekry. Sy ouens, voordat ek vir julle eers sê van gebed, ek wil julle eers vir sê in watter posisie moet jy dit doen nie. Hy sê ek kyk na die hart. Die tweede ding wat hy nie gesê het nie, hy het nie gesê dat jy moet op 'n sekere tyd bid nie. Hy het nêrens gesê, wel in die oggend moet jy bid, middagete, aand. Ja, die Jode het dit so gebid, maar nêrens het Jesus gesê in die hele Bybel sê as jy wil 'n indruk maak op God, dan is dit goed om 5 uur te bid in die oggend of 7 uur in die aand. Maak nou nie saak nie. Hy het nêrens 'n tyd gegee. Met ander woorde, enige tyd, enige posisie, enige tyd. Hy het ook nêrens 'n plek gegee nie. Ek weet in hierdie gedeelte sê hy as jy bid, gaan na jou binnekamer toe, maar bedoelende daar sluit jou af van wat ander mense sê. Jy hoef nie op die straat ook te staan en bid nie, maar die Bybel is vol ander plekke waar mense bid. Jy bid in die kerk, hulle bid in die tempel, hulle bid in die straat, hulle bid by die koning se huis, oral kan jy bid. Jy kan in jou kamer bid, jy kan in die toilet bid, jy kan in jou stort bid. Enige plek mag jy bid en kan jy bid. So hy het nêrens dit beperk nie. Hy het ook niks gesê van die manier hoe jy bid nie. Hy het nie gesê, ouens, as julle bid, dan kom julle na God toe, en dan bid jy met so skor stem, jy bid so diep. Of ander mense het ek al gehoor, hulle skree as hulle bid. Of ander mense fluister as hy bid. Hy het nêrens dit gesê nie. Hy het ook nêrens ons beperk nie. Hy het vir ons nêrens gesê, dat as jy kwaad is, dan mag jy nie bid nie. Of as jy hartseer is, moet jy bid. Of as jy bang is, dan moet jy bid. Of as jy bly is, dan moet jy bid. Hy het nêrens dit gesê nie. So jy kan enige tyd, enige plek, enige posisie, op enige manier, met jou stem, in jou stilte, in hartseer, in blydskap, bid. So hy nooi ons uit. En dan die volgende ding wat hy nie vir ons sê nie, hy kom nie en hy sê vir ons as gelowiges, ouens, as jy wil bid, dis die enigste manier hoe jy bid.
Jy bid en die Onse Vader ken jy uit jou kop uit, want Jesus het een keer so gebid, ons weet van ander gebede waar hy 100 keer baie keer ander keer gebid het. So hierdie is nie die manier om te bid soos wat die moslems het 'n sekere manier om te bid en hulle doen elke keer 5 keer 'n dag dieselfde gebed in die rigting van Mekka. So Jesus kom nie en hy sê vir julle, as julle wil weet om te bid, dan bid julle van nou af so in die rigting van Pretoria. Dis mos 'n goeie plek om na te bid. Waar is die rigting? Hy sê dit nie. So hy leer ons niks van daai goed nie, want niks van daai goed is belangrik nie. Maar wat hy wel kom doen, is dat hy kom gee vir ons 'n beginsel van gebed. En die beginsel waarmee hy begin, is om te sê, as jy bid, het jy 'n fokus. Jou fokus is op God, jy aanbid vir God, en dan het jy 'n fokus op jouself. En dis 3 goed wat ons gaan leer, wat hy vir ons sê waarvoor ons kan bid. Ons kan bid vir ons fisiese behoeftes, geef ons brood, ons kan bid vir ons emosionele behoeftes, Here, ek is bitter, help my om te vergewe, en ons kan bid vir ons geestelike behoeftes, bewaar ons van die duiwel en versoekings. So hy leer ons 'n beginsel waarvoor ons hier bid. En dan kan ons ook vir ander mense bid, maar hy leer ons, dis die manier hoe om te bid. Nou as 'n mens kyk na die gebed, dan begin hy, en onthou Jesus het Aramees gepraat. Aramees was die huistaal van die Jode. Soos ons Afrikaans praat in Australië, en julle wat wêreld ergens bly, praat Afrikaans, maar as jy in die omgewing beweeg, en daar is nie Afrikaanse mense, die praat jy Engels, by jou werk is dit by Engels, by die bank, oral waar jy gaan, praat jy Engels, want dit is die taal van ons tyd. Dis die taal wat dwars deur die wêreld mag gepraat word in Frans, in Engels is altyd in kompetisie oor wie is die grootste wêreldtaal. Maar hier in hierdie tyd was die wêreldtaal Grieks. Al was die Romeine in beheer, was die taal waarin mense gepraat het Grieks. Maar Jesus het nie Grieks gepraat nie. Jesus het Aramees gepraat, maar Matteus het geskryf in Grieks. Nou hoekom dit vir julle nou Grieks klink as ek nou al hierdie goed sê, is 'n rede daarvoor. Want toe Jesus gesê het Vader, het hy nie die Griekse woord pater gebruik nie, maar hy die Arameese woord Abba gebruik. Nou julle kan klaar hoor, dis baie meer intiem as net Vader. Dis meer as pa, en dis wat die Joodse seentjies vir hulle pa sê. Ons wat toe ons daar in Israel was, kom hulle hardop hulle na hulle pa toe, Abba, Abba, Abba. Dis hulle pa se naam. Dis 'n persoonlike naam. Dis 'n nabye naam. So hy sou nie gesê het pater nie, hy sou Abba gesê het. Wat almal sou verstaan het, die Jode wat op daai stadium, onthou nou die lesers van daai tyd en die luisterers van daai tyd, was nie Afrikaans sprekendes nie, hulle was Aramees sprekendes, Hebreëse mense en dan Grieks sprekende mense wat hierdie storie gehoor het. So as hulle sou hoor, die Jode sou hoor dat Jesus sê, hoorie, as julle wil bid, dan sê julle Abba. Dan sou die ortodokse Jode se hare gereis het, want jy sê nie vir God Vader nie, ook nie Abba nie, want jy sê nie eers sy naam nie. En hier kom hierdie Jesus, en hy sê vir hulle, hoor die ouens, as julle wil bid, daai duisende wat voor hom sit, hy sê, van nou af as jy bid, dan sê jy vir God, Abba, Papa, Vader. Hulle het gegloof dat God is die Vader van Israel. Hulle het gesê God is soos 'n Vader wat sorg vir jou, maar nooit mag jy vir God aanspreek as Abba nie. Die Griekse luisteraars, die Griekse ouens wat hierdie gaan lees, as hulle dit sou lees, en Matteus het dit so geskryf, het hy die Griekse woord pater gebruik, en hulle sou weer 'n ander beeld gekry het van Vader, want hulle het gepraat van Zeus as Vader Zeus. Maar dit was nie omdat hulle hom aanbid het nie, want hulle het geglo dat die gode is emosionele, passielose wesens, wat niks met die wêreld uit te waai wil hê nie, wat niks met jou uit te waai wil hê, stel nie belang in jou nie, so die enigste rede hoekom hulle van Zeus gepraat het, as Vader Zeus, omdat hulle bang was vir hom, omdat hulle geglo het, hy straf en hy regeer. Toe ons in Turkye gebly het, as jy met moslems sou werk, hulle sal dit nooit waag om vir Allah te sê Vader nie. Want Allah is nie 'n Vader nie.
Hy is vir hulle ver daarvan af. Ons was in 'n kerk gewees, vroeg in ons bediening, nog voor ons begin het daar, en ek het al vir julle een keer die storie vertel, en toe daar Afrikaanse ou, maar hy het Turks gepreek, en toe preek hy uit hierdie Matteus 6 uit. Toe sit ek daar, sê ek vir ek, weet jy wat, hier sit nou 'n klomp jong mense in hierdie kerk, wat nog in 'n hele lewe nog nooit hierdie gebed gehoor het nie. En nou lees hy dit vir hulle. Ons het dit so baie gehoor, maar vir die moslems sal dit net so gewees het, en jy kan nie vir God sê Vader nie. Toe wonder ek maar in die week, as ons nou praat, en julle wat kyk, en julle wat hier is, as ek die woord God en Vader in een asem noem, dan kan jy ook met 'n agtergrond kom van hoe 'n pa is, want jy het mos nou ook self 'n pa. En baie van julle dink dalk terug oor jou pa, en dalk sal jy dink, maar hy's 'n eerbare, goeie, hardwerkende, liefdevolle man gewees, of is. Of jy dink oor jou pa as 'n genadeloose, ongenaakbaar, jy al van daai woord gehoor? En iemand wat jy nie kan, hy's so hard. Miskien dink jy so oor jou pa. Of miskien dink jy, as jy terug, as jy die woordjie vader hoor, of pa hoor, dan dink jy is iemand wat jou mishandel het, en wat jou deeltyd gestraf het, of wat afwesig was, wat nooit daar was nie, wat by sy vriende was, of wat jy nie kan ken nie, of wil ken nie. En it's amazing as Jesus kom, en hy sê vir ons, en hy sê vir die mense daar, verduidelik hy nie die Vader nie. Want hy weet as dit Jode, hy weet as dit Grieke, en ons sit hier, hy kom en hy sê, ek wil net vir julle verduidelik, ek gaan dit verduidelik, want ek wil hê ons moet dit verstaan, maar hy doen dit nie. Want hy sê later, 70 keer, gebruik hy die woord Vader as hy na God verwys. Net 15 keer in die hele Ou Testament word daar God verwys as Vader, en baie keer as die Vader van Israel, maar Jesus kom en hy sê, hy is ons Vader. Hy sê, en as julle ons Vader wil ken, dan gaan julle my leer ken. En as julle my leer ken het, dan ken julle die Vader, want ek kom maak aan julle bekend, wie is die Vader. So hy kom, en hy kom met trots sy Vader aan ons voorstel. Nou, nie almal kan vir God sê Vader nie. Nie elke mens kan vir God sê Vader nie. Daarom kom Jesus en hy sê nie, God is 'n Vader nie, maar ons Vader. Niemand van julle wat hier sit en luister en kyk, kan vir my sê pa nie. Dit behalwe my kinders as hulle kyk. Niemand anders nie. Net 'n kind van jou kan vir jou sê Vader. En dis wat hy vir ons wil kom leer, die eerste ding. Dat jy kan vir God sê ons Vader. Want hy sê Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die wat? Die reg gegee om kinders van God genoem te word. Jy het die reg. Jy het die reg om te sê, God is my Vader. Paulus skryf daar op 'n stadium, hy sê, julle het die Gees ontvang, sodra jy in God begin glo, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, en dan gebruik hy die Arameese woord, Abba, en dan verduidelik hy vir die Grieke, dit beteken Vader. So jy het die reg, as jy 'n kind van God is, om te sê Vader. Ek wil hê julle moet vandag, as jy huis toe gaan, weet, daar's net 2 families op aarde. As Jesus kom en hy stel die duiwel voor, dan stel hy hom voor as wat? Die vader van die leuen. Hy sê, hy is julle vader. So die een familiehoof is die duiwel. So almal wat Jesus nie aangeneem het nie, en almal wat nie in God glo nie, is outomaties nie God se kinders nie, maar kinders van die duiwel. So dis die een familiegroep wat daar is. En dan die ander familiegroep wat hy sê is, almal wat hom aanvaar het, almal wat sê ek is 'n kind van God, julle almal het dan die reg om vir God Vader te noem, en dan kry jy voorregte. En een van die grootste voorregte is dat jy het vrye toegang. Geen ander godsdiens laat
toe dat mense vrylik na hulle God toe kan gaan nie. En dat jy vrylik vir jou God kan sê, Abba, Vader, my Vader, ons Vader. Paulus, die Hebreë skrywer skryf, hy sê, ons het deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. So jy het nie nodig 'n tyd te hê nie, jy het nie nodig om spesifieke klere aan te hê nie, jy het nie nodig om 'n afspraak te maak nie. Mense sê vir my, maar ek wil nie bid, ek wil nie God pla met my klein goedjies nie. Ek kan nie elke keer na God toe gaan met 'n dingetjie nie. Terwyl hy in die Bybel sê, bid oor elke ding. Hy nooi jou uit. Hy sê, kom na my toe, jy het nie nodig om 'n afspraak te maak, jy het vrye toegang tot by God wat in die hemel sit. En jy kry dit deur een woord, Vader. Dan het jy die toegang verkry. Of jy sê jy het dit verkry omdat jy glo. Dan kan ons miskien 'n aircon of 2 aankry asseblief. Ek sien mense begin slaap. Nou moet julle nie slaap nie. Waar julle koud kry, sê net vir julle warm. Miskien net so hier, dankie Dani asseblief, ek waardeer dit. Nou wil ek hê ons moet so bietjie gaan kyk. En weet julle wat, toe ek nou sit en voorberei, dan dink ek maar, hoe kan iemand van my vra om iets te sê oor Vader? As ek weet, daar is soveel goed wat ek vir julle wil sê. Kom ons kyk net so bietjie, nou wie is hierdie Vader? Die eerste ding, ons Vader is 'n liefdevolle God. Nou as jy, oomblik as ek sê Vader is liefdevol, waaraan dink jy? Wel toe ek dink, dit skryf, dink ek, dadelik in Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore gaan. Dis dadelik waar jy aan dink. Toe dink ek maar, as ek net dink oor God, dat hy het my lief gehad om my te red, dan is dit baie beperkend. Dan is sy liefde baie beperkend. Want hy is baie meer as dit. Hoor wat sê hy vir Israel op 'n stadium. Hy sê, hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoor wat staan daar. Ek kan nie dit oor my hart kry nie. Dis Vader wat praat. My liefde vir jou brand te sterk. So diep binne in God is daar 'n brandende liefde vir sy mense. Paulus sê op 'n stadium, ek sukkel om hierdie goeders te verstaan, so ek gaan liewerste daaroor bid. En dis wat jy ook kan bid. Hoor wat bid hy, sê, mag julle, hy bid vir ons dit, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan. Daar's nie genoeg woorde om te praat oor God se liefde nie. Die ding wat maak dat ons sukkel met God se liefde is sonde. Natuurlik onkunde ook. Want as jy gesondig het, dan verwag jy straf. En God straf. Maar hy straf uit liefde uit. Maar God, ons verwag dat iets vreeslik met ons gaan gebeur. En dan maak ons God se liefde minder. So hoekom is God liefdevol? Want God kan nie lief hê nie. God is liefde. God is volledig liefde. En julle weet dat ek toe ek oor God se karakter gepraat het, gesê dat God is 100% van die tyd 'n 100% liefde. En dit maak my en vir jou rustig raak. Want ek kan niks doen om sy liefde te verminder, dat hy vir my net 90% liefde het nie. Hy het 100% tyd. Hy sê ook, ek sal 100% van die tyd, 100% saam met jou stap. Maak nie saak waar jy gaan nie, al doen jy sonde, gaan dit my hart breek. Maar my liefde kan nie verander nie. Want ek is lief vir jou, my liefde brand te sterk vir jou. Dis die eerste ding, ek hoop jy sal dit onthou. Die tweede ding is, hy is getrou. God is getrou. Hy sê soos ek nie, ek weet nie van julle paas nie, so nie, maar ek het al beloftes gebreek, vir my kinders wat ek gemaak het, julle ook. Daar is een belofte wat ek dink julle almal al gebreek het, paas en maas, maar ons praat ons nou net oor die paas. En is daai ene, as jy dit weer doen, gaan jou velle waai. En dan doen jy dit weer, en dan waai die velle nie, dan het jy jou belofte gebreek. Moenie 'n belofte maak wat jy nie kan nakom nie. Dan gaan jy doodmaak, nee, dis 'n belofte, nee. Moet dit nie, dan moet jy dit hou. Nou, ons breek baie keer ons beloftes. Jou pa het dalk 'n belofte teenoor jou gebreek, of teenoor jou ma gebreek, of wie ook al. En jy voel seer daaroor.
God is nie so nie. God sal nooit sy beloftes breek nie. Dis letterlik, iemand het eendag het gaan tel, ek weet nie wat so is nie, 7950 beloftes in die woord, waarvan God nie een sal breek nie. Nooit sal hy dit breek nie. Die Hebreë skryf, hy sê, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Dis die God wat sê, ek is getrou aan jou, jy kan doen wat jy wil. Psalm 139 sê, ek het jou aan mekaar geweef. En op 'n stadium het ek met julle gepraat, julle het al seker vergeet daarvan. Ek het gesê, ons glo nie net in God nie, of ons glo nie net in God ons Vader nie, maar ons glo hom. So as hy sê, jy kan my vertrou, dan glo ons hom. En nou sit mense baie keer met hierdie ding, dan maak jy droog, dan voel jy maar God sal nie getrou wees. Hoor wat sê hy, as ons ontrou is, hy bly getrou. Weereens, het maak nie saak wat jy doen nie, hy sal getrou bly. En nou is dit 'n amazing ding wat ons moet hoor. As Jesus sê, deel van sy gebed is, ons Vader, wat waar is, in die hemel. So ons Vader is in die hemel, en niks wat op hierdie aarde gebeur, gaan hom onkant vang nie. So jy kan hom vertrou, jy kan verstaan dat jy kan enigiets aan hierdie aarde kan gebeur, en God sal nog steeds getrou wees, want hy is in die hemel. Hy is verhewe bo alles wat op hierdie aarde gebeur. Alles wat jy doen, 100% van die tyd, 100% betroubaar. Dis wie ons Vader is. En as ons Vader vrygewig, dis wat hy sê, en ons gaan dit volgende paar weke lees, ek gee ons daaglikse brood, gee vir ons emosionele nood, help ons geestelik, as ons nodig het. God is 'n vrygewige God. Hoor wat skryf Matteus verder, net so eentjie verder. Hy sê, watter mens sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra? Of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal die Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit vir hom vra. God is 'n goeie gewer. Hy is vrygewig. Hy sal nooit gee wat jy wil hê noodwendig nie, maar hy sal gee wat jy nodig het. Baie keer wil ek dit hê. God sê, maar dis wat jy nou wil hê nie, wat jy nodig het. Julle almal het klein kindertjies gehad al. Wel, as jy nou kinders al gehad het. En jy gee nie vir 'n 6 maande oud 'n baie skerp mes nie. Maar as hy 16 jaar is en hy sê, sny my vleis, en sê, sny dit self man, daar is die mes. Dan gee vir hom 'n mes. So ons Vader weet wanneer jy wat nodig het. 6 maande, jy het nie 'n mes nodig nie. Ek sal vir jou sny. 16 jaar, ja, go for it. Jy kan met 'n mes werk. So op tyd keer voel jy, maar dis onregverdig. God gee vir ander mense dit en nie vir my nie, want hy weet wat jy nodig het. Maar hy is 'n vrygewige God. En dan 'n amazing karaktertrek van ons Vader, hy is genadig. Paulus skryf daaroor, hy sê, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Hier is al klaar weer ander eienskappe van God, barmhartig. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortreding, saam met Christus lewend gemaak. Hoor daar, uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en met ons saam 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sal het sien, hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. En hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n persent, is 'n gawe van God. Genade is 'n amazing beginsel. Want wat beteken genade? Genade beteken, jy moet gestraf word, of iemand moet gestraf word, maar ek betoon vir jou genade, maar in God se geval is dit anders. So God beplan vir jou, of God se plan vir jou lewe, sê nou maar, as jy moet op rigting A beweeg, maar vir een of ander rede besluit jy om ongehoorsaam te wees, en jy verander die rigting van jou lewe deur 'n besluit, en jou rigting van jou lewe is nou op roete B. Nou wat is genade? Genade is om te sê, God buig sy wil.
Hy wou gehad het iemand op roete A wees, maar jy het nie. Jy is nou vir altyd op roete 2B, want jy het hierdie besluit geneem. Hy buig sy wil en sê, ek sal jou daar ontmoet. Daar waar jy is, terwyl jy nie daar moes gewees het nie. Verander ek buig my wil na jou toe. En ek gee vir jou genade. En hiervanaf stap ek saam met jou. Hiervanaf stap ek met jou die nuwe pad. Want ek is 'n genadige God, 100% van die tyd. 100% genadig. Dis wie hy is. En dan, een van die ander eienskappe wat ek gedink het oor die week, hy is beskermend. Hy sê, moenie bang wees nie. Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. En ek kan jou waarborg, dat in 2023 gaan goed nie vir jou loop soos wat jy gedink het nie. En jy gaan dalk vir Vader vra, verander dit, en hy gaan nie. Want die lewe gaan met jou gebeur. Maar die beskermende ding van God die Vader, is dat hy beskerm nie noodwendig jou van wat die lewe aan jou gaan gee nie. Maar hy loop saam met jou die pad. En dis die beskerming van God. Natuurlik verander hy baie van hierdie goed. Maar natuurlik keer hy 99% van al die goed wat op jou afkom. Maar partykeer gebeur die lewe, dan kan ek weet, my Vader sê, hy skryf daar so, hy sê, ek sal jou vashou, ek sal jou met my eie hand red. Ek sal saam met jou loop. En dan 'n ander eienskap van Vader is, hy is 'n Vader wat luister. Hy is 'n luisterende Vader. Hy is nie soos ek en jy partykeer nie. Partykeer kom ons kinders na ons toe, as ons met iets besig, jy sit op jou iPad of jou iPhone of jou tablet, jy is besig, en dan stap jou kind in, en dan sê, papa, mama, dan sê hy vir hom, ja, praat maar, ek luister, maar jy gaan aan hier. So geskik. God is nie so nie. As jy instap, daar is soveel verse wat sê, hy luister. Het is asof hy sy gespitste ore sit, en sê, my kind praat met my. Ek gaan nou luister. Ek hoor as hy met my praat. God hou daarvan as jy met hom praat. Het is nie vir my irritasie, partykeer sê, kan jy net ophou my te pla, ek is besig om hier te niks doen nie. En nie, okay, wat niks is belangriker is dit nie. Maar nie my pla nie, God is nie so nie. Hoor wat sê Spreuke, 'n gelowige se gebed is vir die Here wonderlik. Engels sê, the Lord is pleased when good people pray. En daai woordjie rosten beteken om iemand plesier te verskaf, om iemand gelukkig te maak. Een vertaler het gesê, dis om op en af te spring van blydskap. God luister as jy praat, want dis vir hom lekker as jy praat. Terwyl ek toe nou voorbereid, dink ek, maar daar is nog 'n klomp goed wat ek sê, maar toe dink ek, maar in hierdie tyd is julle konsentrasie seker lank alweer weg. Julle kan maar gaan verder kyk oor wie Vader is. Maar daar is soveel goed wat ons oor Vader kan net sê, want dis wie hy is. So ek wil net so 'n paar goed sê, wat dit beteken vir jou, om God as 'n Vader te ken. En die eerste ding is, dit neem ons vrees weg. Hoekom? As ek God as my Vader ken, hoef ek nie te vrees nie, want hy weet alles. Hy is in beheer, hy weet wat my lewe uit gaan loop, hy het vir my planne vir my lewe, ek kan rustig wees, slegte goed kan met my gebeur, goeie goed kan met my gebeur, die lewe kan met my gebeur. Ek hoef nooit te vrees nie, want my God weet alles, my Vader. Tweede ding is, om van Vader te ken, om hom as my Vader te ken, bring vir my hoop. Want ons leef in 'n wêreld waar daar nie hoop is nie. Mense werk nie met hoop in hierdie wêreld sonder God nie. Waarmee werk hulle? Hulle werk met luck. As jy lucky is, het jy hoop, maar dan gaan alles goed. As jy unlucky is, het jy niks, want jy het niks om aan vas te hou nie. Maar ons Vader, om vir God as Vader te ken, maak nie saak hoe sleg dinge kan raak nie. Ek het hoop, want God sê, ek is by julle. En dis die volgende ding, om vir Vader te ken. Hy beteken jy is nooit alleen nie. Daar woon 7 biljoen mense op hierdie aarde. En daar's miljoene van hulle wat eensaam is. Wat niemand het waar hulle vandag na toe kan gaan om te sê, ek het pyn, ek het hartseer, ek sukkel nie. Maar nooit ooit sal jy een van hulle kan wees nie. Want ons het Kersboodskap
'n week terug was gewees. Jesus is gebore, God met ons. So jy gaan nooit sonder hoop wees nie, jy gaan nooit alleen wees nie, al is jy die enigste persoon wat weet wat in jou lewe aangaan. Nooit kan jy sê, ek het niemand nie. Mense het dit al vir my gesê, ek het niemand om na te gaan nie, maar wat van God? Jy het altyd kan jy na God toe gaan, en hy sal daar wees vir jou. En dit is die vierde ding wat dit beteken, is dat hy het onuitputlike bronne. God het nie net sekere goed wat hy vir jou kan gee as Vader nie. Sy bronne is onuitputlik. Dis hemels. Ons praat ons van the sky is the limit. God sal nie eers sê dat die hemel is my limit nie, want hy het nie limits nie. Hy kan nie eens daai sin gebruik. Hy sal sê the sky is my limit. Hy sê well heaven is my limit. No. Hy het geen limiete nie, hy het geen beperking nie. God kan uit sy bronne, uit onbeperkte bronne, hy kan lewe gee waar mense dood is. En miskien is jy vandag geestelik dood, emosioneel dood. Hy gaan vir jou lewe gee, want hy is ons Vader. So waarmee gaan ek jou nou huis toe stuur? Daar is twee goed wat ek wil hê jy moet hoor van Vader. 1, dat om Vader te ken, om God as jou Vader te ken, is 'n groot voorreg. Want, ek het gesê, hy is 'n liefdevolle God. Hy is getrou, hy is vrygewig, hy is genadig, hy is beskermend, hy luister. En nog meer, en nog meer, en nog meer. Maar om God as Vader te ken, het ook verantwoordelikhede. Want jy is sy kind. En elke kind is mos voorregte en verantwoordelikhede. Elke kind het nodig om verantwoordelik te wees. En die eerste verantwoordelikheid wat ons het, is om getrou en gehoorsaam te wees aan ons Vader. Net soos jy as 'n pa wil hê, jou kinders moet aan jou gehoorsaam wees. Dis hoekom vir jou kinders sê, luister as pappa praat, luister as mamma praat. Ek weet die beter as jy. Ek weet die beste vir jou. Dis hoekom ek vir jou sê, moenie daar waar jy jou hand op 'n warm plaat sit nie. Maar miskien moet jy jou kind sommer sy hand op 'n warm plaat druk, dan sal hy nooit weer aan in geval wil raak nie, maar dis 'n goeie pa. Nee, delete dit asseblief Dian. Dit laat my aan. Nee, maar jy het verantwoordelikhede. En nou een van die groot verantwoordelikhede gaan ons volgende week oor praat. So ek gee vir julle nou al 'n inleiding na volgende week toe. Want een van ons groot verantwoordelikhede is om God se naam te verheerlik. As ek sê hy is my Abba, dan moet ek sy naam hoog hou. Dan waar ek ook al gaan, moet ek trots wees om te weet, ek dra die naam van my Vader, wat die God in die hemel is. En ek weet dat die manier hoe ek optree, ruk sy naam. Dit maak dat sy naam sleg is op die aarde. Daarom gaan ek alles in my vermoë doen, en dis gaan ons volgende week bepraat. En die volgende ding is, om sy koninkryk te laat kom. Want wie gaan sy koninkryk laat kom op hierdie aarde? Sy kinders. As jy as 'n familiebesigheid het, dan gaan jy jou familiebesigheid bevorder. Jy gaan alles doen dat julle familiebesigheid kan groei. Nou ons Vader het ons is deel van sy familiebesigheid. En hy sê, hoorie, terwyl jy in my familiebesigheid, fokus op die familiebesigheid. En ek wil hê die wêreld moet weet van my liefde en my genade en my getrouheid en al die goed wat ek nou net genoem het. Maar fokus daarop, dis ons familiebesigheid. Dis waarvoor ons staan. En dan is ons verantwoordelikheid om sy wil te luister, sy wil te gehoorsaam. Hy sê so sy wil op die aarde, in die hemel is soos op die aarde. En daarom het ek 'n verantwoordelikheid om te sê, Here, wat wil U hê? En nie wat wil ek hê nie. So ons het 'n Vader wat ons uitnooi na hom toe. Jy kan met my oor enige ding praat. Hy wil hê jy moet by hom kom kuier, want dis wat gebed is. So met hom te praat. Is nie ingewikkeld nie, vir formules te hê nie. Jesus het nêrens 'n formule geleer nie. Hy leer 'n eenvoudige gesprek. Ons Vader. Jy het die reg om dit te doen, en hy hou daarvan. Want sy gesprek, een van die eerste gesprekke in die Bybel, gaan kuier hy by Adam en Eva, want hy wil hê hulle moet met hom praat. Dis wie God is. Vir hom is gebed so belangrik, dat Openbaring sê, dit word in 'n goue bak opgevang.
En net voor die einde van die wêreld, jy het nou maar gaan lees, maar ek dink so Openbaring 12, dan sê hy, die eerste trompet gaan nou blaas, dit gaan nou die aankondiging wees van die einde van die wêreld. Dan sê hy, bring vir my die bak met die gebede van al die gelowiges. Dan sê hy, dit is soos wierook, dit is soos 'n geur wat na hom toe gegaan het. En dan gooi hulle die bak uit, want hy weet, in die hemel gaan jy nie bid nie, maar jy gaan hom sien. En God eer mense wat bid, want hy weet, jy maak jou oë, jy kan oop ook bid, maar jy maak jou oë toe of jy bid vir iemand wat jy nie kan sien nie. Dit vat nogal iets. Dit vat geloof om te sê, ek kan nie vir God sien nie, maar ek praat met hom. Maar hy sê, eendag gaan ons hom sien, en daarom, aan die einde van die wêreld, gooi hy dit uit. Hy bære al jou gebede, ergens in 'n bak. Ons bid. Vader, jy kan vir ons nog soveel meer van u geleer het, en ons gaan nog baie van u leer. Maar Vader, ons wil net sê, dankie dat u 'n goeie God is, wat liefdevol is, wat getrou is, wat vrygewig is, wat betroubaar is, wat genadig is, wat beskermd is, wat luister. Wat toelaat dat ons nie bang te wees nie, want ons ken u. Ons weet wie u is. En miskien sit hier iemand wat 'n slegte vaderbeeld het, of luister iemand. Mag hy asseblief deurbreek na daai persoon toe, om vir hom of haar net te kom wys. God, ons Vader is anders. Ons Vader in die hemel, laat ons toe, om na u toe te kom, in vrye toegang, vir wie ons kan sê, Abba, ons Papa God, ons Vader. Ons wil u aanbid. Help vir mense wat sukkel met gebed, mense wat sê, ek kan nie bid nie, wat lanklaas gebid het, dat hulle sommer net opgewonde kan wees, maar ek kan ten minste net sê, Vader, dat ek klaar gebid. Vader, leer my om te bid. Dis 'n goeie gebed om te begin. Help ons daarmee. In Jesus se naam. Amen.